Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 9de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, geskorste polisiemanne kry 25 miljoen rand vir geen werk nie. Nuushooftrekke vir vandag, VSA beskou Suid-Afrika nou as 'n vyand. Geskorste polisiemanne kry 25 miljoen rand vir geen werk. Transformasie is nie 'n eendag projek volgens die president. Guga brand, inwoners moet pad gee. Aussies wen die as in cricket toerreeks. KTM motorfietsse oorheers in die Dakar ren. Meer as 25 miljoen rand het in die vorige en die huidige boekjaar uit die staatskas na die sak van 233 geskorste polisiebeamptes gegaan. Professor Fairat Zakaria, waarnemende minister van polisie, sê in 'n skriftelike antwoord op Songozi Zibi, leier van die Rise Mzansi, sê parlementêre vraag 149 lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die SAPD, is in 2024-2025 boekjaar geskort. 185 beamptes is in die tydperk van 1 April 2024 tot 31 Oktober 2025 geskort omdat hulle van 'n misdaad verdink was. Die skorsing strek oor 'n wye reeks range van konstabel tot luitenant-generaal en sluit beweringe soos verkrachting, moord, poging tot moord, korrupsie, afpersing, roof, bedrog, seksuele teistering, regsveruideling, ontvoering, diefstal en selfskaping in. Aanranding is die algemeenste strafregtelike aanklag teen die geskorste beamptes. Cameron het by navraag gesê daar is 2 kernprobleme wat die rekening laat ophoop: onkunde en vakbonde. Die polisie word verlam deur vakbonde wat betrokke raak en sommige veroorsaak dat dit 'n uitgerekte storie word, het hy gesê. Dit is asof sommige lede hulle rol verwar en die vrotappels daar wil hou. 'n Ander generaal is al vir 4 of 5 jaar geskort, het hy gesê. KwaZulu-Natal het 'n dissiplinêre taakspan wat ervare is en wat weet wat hulle doen. Hulle gaan van polisiekantoor of eenheid na eenheid. Generaal Fanny Mosimola, nasionale polisiekommissaris, hoop volgens Cameron om 'n soortgelyke span op nasionale vlak byeen te roep. Dis 'n goeie ding want dan het ons ervare mense wat hierdie sake kan hanteer. Hy sê die gesloer is 'n groot hoofpyn vir Mosimola en Zakaria. Hulle is ook gefrustreerd met hoe die regulasies geskryf is. Daar is 'n lig aan die einde van die tonnel. Vanjaar sal 'n aangepaste polisiewet vir die portefeulje komitee dien en verwerk word. Daar is aansienlike aanpassings in die tigproses en meganismes kan ingebou word. Rise Mzansi het onderneem om nog skriftelike parlementêre vrae in te dien om te bepaal hoeveel van die geskorste polisiebeamptes uiteindelik ontslaan is. Weens beplande vlootoefeninge met onder meer Rusland, China en Iran, ag Amerika beslis nou vir Suid-Afrika as een van sy grootste vyande. Professor Theo Neethling, politieke en militêre kenner van die Universiteit van die Vrystaat, stem saam dat Suid-Afrika se beplande vlootoefening die land se verhoudinge met sy bondgenote in die globale weste sal skaad. Oorlogskepe van onder meer China en Iran wat saam met Suid-Afrika aan 'n weeklange gesamentlike oefening aan die Suid-Afrikaanse kus gaan deelneem, is reeds Woensdag en gister by die vlootbasis in Simonstad asook in Valsbaai opgemerk. Iran het 3 oorlogskepe gestuur, waaronder die aanvullingsskip, die Iris Makran. Die koerant het vroeër berig, die Suid-Afrikaanse nasionale weermag sê die vlootoefening word deur China gelei en sal van vandag af tot 16 Januarie in Suid-Afrikaanse waters plaasvind. 'n Sluier van geheimhouding hang egter steeds oor watter lande presies aan hierdie oefeninge gaan deelneem. Hierdie betrokkenheid maak dit 'n onmoontlike missie om die verhouding met die VSA te herstel as ons gedink het, daar is 'n kans om die G20 later hierdie jaar by te woon. Wel, dis nou verby. Ons gaan nie daardie beraad kan bywoon nie, maar die praktiese politiek dui daarop dat Suid-Afrika al hoe meer geëmigreer het van die westerlike wêreld na die belange van die ontwikkelende lande in die globale suide. Daar is groot diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en Amerika, weens onder meer president Donald Trump se oortuiging dat 'n wit volksmoord in Suid-Afrika afspeel en dat Afrikaners se grond afgeneem word, asook weens Suid-Afrika se saak teen Israel in die Wêreldhof. Die Amerikaanse Senaat het gister 'n groot tree vorentoe gegee in die aanvaarding van 'n resolusie om president Donald Trump se militêre optrede in Venezuela in te perk. Die finale stemming, wat na verwagting volgende week sal plaasvind, word nou beskou as bloot as 'n formaliteit. Dis egter bloot simbolies aangesien die resolusie opdraande stryd in die Huis van Verteenwoordigers sal hê en waarskynlik in elk geval deur Trump geveto sal word. Dit volg nadat die VSA die naweek vir president Nicolás Maduro van Venezuela en sy vrou Cilia Flores
in Caracas gevangene geneem het om in die VSA aanklagte wat met dwelmhandel verband hou te verhoor te word. Die demokrate sê die Trump-administrasie het die wetgewer mislei en maandelang om die bos gelei. Volgens die demokrate is hulle in November verseker dat daar geen inval in Venezuela sou gewees het nie. Senator Rand Paul van Kentucky Republikein het gister gesê Maduro en sy vrou se gevangeneneming was nie grondwetlik gewees nie. Die transformasie van Suid-Afrika was nooit veronderstel om 'n eendag projek te wees nie, so sê president Cyril Ramaphosa. Dit het 347 jaar geneem om die toekoms van hierdie land te vernietig deur kolonialisme en apartheid, het hy gesê. Dit kan nie binne 30 jaar reggestel word nie, het Ramaphosa gister aan die verslaggewers gesê, nadat in Pella Noordwes 'n krans gelê het by die graf van Moses Kotane, 'n SAKP en ANC strydhos. 'n Werklike poging is aangewend om die lewe van mense beter te maak, het hy gesê. Ons fokus op kwessies wat mense se lewens sal verander. Kyk na onderwys, daar was nog nooit soveel jong mense wat skool gegaan het Ramaphosa gesê. Almal van ons in Suid-Afrika, of ons nou daarvan of nie, is erfgename wat van ons voorvaders in 1912 gedoen het Ramaphosa gesê. Almal in Suid-Afrika moet dankbaar wees vir die ANC en is in 1912 gestig. Dit is die oudste bevrydingsbeweging in Afrika en 'n baie spesiale organisasie, het hy aan die media gesê. Dit is kommerwekkend dat ons mense steeds in armoede leef. Dit is kommerwekkend dat daar soveel misdade is. Dit is ook kommerwekkend dat so baie mense werkloos is, het hy gesê. Ons moet oplossings kry. Ons moet vir hulle werk skep. Ramaphosa het met verwysing na die swak infrastruktuur gesê, die ANC fokus nou juis op verbetering in plaaslike regering en vanjaar se munisipale verkiesing is 'n geleentheid om 'n verskil aan plaaslike regerings te maak, het hy gesê. Daar is duisende kilometer se paaie wat herstel en geteer moet word. Ramaphosa het maandagmiddag, meer as 2 uur later as wat verwag is, 'n reuse verjaarsdagkoek vir die ANC in die stadion in Buitekong gesny voordat hy met 'n helikopter weg is. Die Kouga munisipaliteit het gister 'n dringende ontruimingskennisgewing uitgereik vir inwoners van die Oesterbaai en Swartenbosgebied weens brande wat in hierdie gebied woed. Die munisipaliteit het in 'n verklaring gevra dat inwoners wat weerskante langs die R330 in die rigting van Henkie woon in die omgewing van die Pluimveeplaas onmiddellik na veiligheid moet beweeg. Die brand vorder vinnig en het nou versprei na die Kabeljousrivier agter die Nature Valleys private wildreservaat in die rigting van die Ubuntu Bakseenfabriek gebied. Die N2 tussen Humansdorp en Jeffreys Bay was gisteraand gesluit en alle motors is herlei via die R102 pad. 'n Vrou wat 78 jaar oud was, is dood nadat sy woensdagoggend in die nek gesteek is op 'n perseel in Gladioli Straat, Sonnike, in die Kuilsrivier in Kaapstad. Die omstandighede van die voorval ondersoek. Die polisie het 'n moorddossier aangelê. Die vrou se 79-jarige eggenoot is bewusteloos in die hospitaal en word vir 'n diepsny aan sy gewrig behandel. Niemand is tot dusver in verband met hierdie voorval in hegtenis geneem nie. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het gister in 'n roetineoperasie meer as 20 minderjarige kinders sonder ouerlike toesig naby die Limpopo rivier in die omgewing van die Beitbrug grenspos onderskep. Die minderjariges tussen 5 en 17 jaar oud was vermoedelik van Suid-Afrika na Zimbabwe onderweg, so sê die grensbestuurowerheid, die GBO, in 'n verklaring. Die Beitbrug grenspos is een van die land se besigste. Wetsoepasser van die Kaapstad Metro het in Desember hulle hande vol gehad om drank te konfiskeer van mense wat in die openbaar soos op strande drink en ook om dronkbestuurders van die pad af weg te hou. Van 1 Desember tot 1 Januarie is 253 bestuurders onder die invloed van alkohol in hegtenis geneem, teenoor 187 in die feestyd in 2024. Die Metro se noodinbelsentrum het 'n positiewe wending van tussen 20% en 30% minder voorvalle aangemeld vir kernkategorieë soos aanranding, huishoudelike geweld en verkeersongelukke. 1750 klagtes oor uitermate geraas is ook ontvang. Hoewel dit altyd 'n besprekingspunt is dat die Metro alkohol konfiskeer wat in die openbaar gedrink word, niemand daaraan twyfel nie dat die duisende liters wat in beslag geneem is verband hou met lewens wat gespaar is. Een van die groot suksesse is dat beamptes van die Metro beslag gelê het op 16 vuurwapens en 221 patrone. Daar was ook heelwat minder padongelukke, naamlik 396 teenoor die 514 in Desember 2024. Verkeersbeamptes het beslag gelê op 777 voertuie wat vir openbare vervoer gebruik was. Transnet het 'n nuwe tender uitgereik om sogenaamde slimslotte vir sy vraghouers landwyd in te span in 'n poging om georganiseerde misdade, diefstal en sabotasie op sy spoor en logistieke netwerk te bekamp. Die stelsel moet veral gemik wees op sensitiewe vragte wat per spoor vervoer word, soos houers, suiker en bierwaans, asook brandstoftanks. Op verlede jaar se Joburg Mining Indaba
het Michelle Phillips, uitvoerende hoof, onthul dat die staatsonderneming 4 miljard rand aan private sekuriteit moes bestee om misdaad met vragte te kan bekamp. Hierdie slim slotte moenie net bestand wees nie, maar ook elektronies intelligent. Dit beteken die slotte moet regstreeks kan aandui of daar met 'n vraghouer gepeter word, waar het gelees en of die vraghouer van 'n vooraf bepaalde roete of gebied afgewyk het. Diensverskaffers moet ook die slot op 'n afstand vanuit 'n beheerkamer gesluit of oopgesluit kan hou, met beperkte of geen gebruik van tradisionele fisieke sleutels is gesê. Vincent Koch was die afgelope 2 maande buite aksie nadat hy op 18 Oktober 'n skouerbesering opgedoen het in die Haie se VRK-wedstryd teen Ulster op Kings Park. Koch se laaste verskyning in 'n bokdry was op 19 Julie verlede jaar, toe hy as 'n plaasvervanger ingespan is in 'n toets teen Georgia in Mbombela. Die 2-malige wêreldbekerwenner is oor die hoof gesien vir Suid-Afrika se suksesvolle rugbykampioenskap veldtog verlede jaar. Koch het van 2016 tot 2022 vir Saracens in Engeland gaan speel en sal die onervare spelers in hierdie toergroep touwys maak. Die Haie kan nie hulle toergroep bekend maak nie, maar JP Pieterse, hoofafrigter, het glo besluit om ervare bokke so Siya Kolisi, Apalele Fasi en Grant Williams in Durban agter te laat bly. Intussen kan die belowende senter en voormalige junior springbok Lorenzo Julius ook weer speelkans kry, nadat hy die Haie se laaste 4 wedstryde in alle kompetisies teen Toulouse, Saracens en die Bulle en die Leeu's misgeloop het. Selwyn Davids, wat nou 31 jaar oud is, 'n boerling van Jeffreys Bay in die Oos-Kaap, was die Blitsbokke se kaptein toe hulle in 2024 die bronsmedalje op die Olimpiese Spele in Parys verwerf het. Dit is steeds my droom om weer aan die Olimpiese Spele te kan deelneem. Ek wil beslis nie daar wees om die getalle vol te maak nie. As ek nie verdien om daar te wees nie, sal ek eerder by die huis wil bly, het hy gesê. Dan sal ek bly wees om die speler wat wel gekies is te ondersteun en hy kan gaan doen wat van hom verwag word, het hy gesê. Die volgende Olimpiese Spele vind in Julie 2028 in Suid-Kalifornië plaas. Nabo Sokoye is een van die nuwe generasie Blitsbokke wat besig is om hulle stempel in nasionale 7-span af te druk. Sokoye, wat in Appington gebore is, het verlede maand sy buiging vir die Blitsbokke in die Kaapstadse toernooi gemaak. Die Blitsbokke het hierdie toernooi voor hulle tuiskare gewen. MP Visser is voor die begin van die huidige seisoen as 'n nuwe Blitsbokkaptein aangewys en Davids glo dit was die regte besluit gewees. Die Singapore toernooi word op 31 Januarie en 1 Februarie beslis, met die een in Perth die naweek net daarna. Volgens Frans Steyn, afrigter van die Cheetahs, wat 'n paar Europese winters by Franse klubs meegemaak het, gaan die bal nie sommer rondgegooi word, soos op 'n warm somersdag in Bloemfontein nie. Ulster se pressure game is fantasties, hulle plaas jou onder groot druk, en as jy in die verkeerde areas begin rugby speel, wat nog verder in Ulster se gunst stel, is dat hy weens die VRK goed wedstryd fiks is, terwyl die Cheetahs vroeg in Desember laaste wedstryd gespeel het. Die Cheetahs het in Desember teen Exeter 12-42 in Engeland en teen Stade Français 22-45 in Amsterdam verloor. Louis van der Westhuizen, kaptein van die Cheetahs, sê die veld het alright gelyk. Hy sê die afgelope 2 weke het hulle nat toestande voorberei. Ulster se heelagter, Jacob Stockdale, het 'n ribbesering in die wedstryd teen Munster opgedoen en sal nie oorweeg word nie. Die tweewiel afdeling is gister deur KTM, Hero en Sherco oorheers met die beste Honda eers in die 5de plek. Die wenner was Luciano Benavides van KTM, gevolg deur Johanna Imaggio Conero van Hero en Daniel Sanders, algehele voorloper op sy KTM motorfiets. Bradley Cox, Suid-Afrikaanse Sherco jaar, het met sy 4de plek in die sneltrek 5 sy 8ste plek algeheel behou. Wat die motors betref, het Ford die keer oorgeneem met die 1ste, 2de, 3de en 5de jaars, almal in Raptors, met Dacia se Lucas Moraes in die 4de plek. Die beste Suid-Afrikaner in die motorrenveld was Guy Botterill in 'n Toyota Gazoo Racing SA Hilux in die 9de plek. João Ferreira, Botterill se Portugese TRG SA spanmaat, het sy Hilux in die 7de plek oor die wenstreep gestuur, net 44 sekondes agter die Ford jaar Carlos Sainz, wat 6de was. Australië die laaste toets in die reeks om die as gister op die SCG in Sydney met 5 paadjies gewen. Die Aussies het sodoende die reeks met 4-1 gewen. Die tuisspan se openingskolwer, Travis Head, is as speler van die wedstryd aangewys vir sy pyk 163 lopies in die eerste kolfbeurt. Sy spanmaat Mitchell Stark het die eerbewys van speler van die reeks ontvang vir sy 31 paadjies teen 'n gemiddeld van 19,93 lopies per paadjie. Ben Stokes, Engeland se kaptein, gee die Aussies die krediet. Hulle is 'n ongelooflike span en hulle het individue in die span wat sterk na vore getree het hy gesê. Hulle verdien die krediet, maar ons weet ons kon beter gepresteer het. Zheng Quinyin, Olimpiese tenniskampioen van China, het haar gister in Australiese Ope onttrek. Die Chinese het haar na die eerste ronde nederlaag by Wimbledon in Julie verlede jaar, operasie
in die ellenboog ondergaan. Zheng het in September weer begin speel, maar het in die derde ronde van die Chinese Ope voor haar tuiskar in Beijing handdoek ingegooi. Sy toe erken dat sy te gou na die baan teruggekeer het. Na ernstige oorweging en mediese raad het ek ongelukkig besluit om nie vanjaar in die Australiese Ope deel te neem, het sy gesê. My herstelproses vorder goed en my voorbereiding het vlot verloop, maar om 'n Grand Slam toernooi te speel, verg 'n ongelooflike vlak van die kondisionering. Tans is ek nie op die vlak nie. Die Australiese Ope begin op 18 Januarie 2026 hierdie maand. Selfs nie eens Ackerman sou voorsien het dat hy 5 maande later vrae moes beantwoord het oor sy span se wendroogte nie. Die Bulle die laaste tyd onder meer plaaslike derbies teen die Leeu's, die Haie en die Stormers verloor. Die Bulle durf die Bristol Bears môre middag op Loftesversveld in die Kampioenebeker kompetisie aan. Ackerman het na die nederlaag in Kaapstad gesê hy voel jammer vir sy spelers om dit so te verloor. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2236, Polokwane 1731, Lephalale 2037, Mbombela 1831, Mahikeng 2035, Pretoria 1836, Johannesburg 1833, Ermelo 1330, Galagadi 2239, Gaborone 2236, Richards Bay 2129, Pietermaritzburg 1627, Durban 1926, Port St. John's 1926, Pongola 2036, Maputo 2135, Bethlehem 1432, Bloemfontein 1836, Allewal Noord 1634, Welkom 2136, Vryburg 2236, Kimberley 2038, Appington 2039, Prieska 2138, Springbok 1633, Karasburg 1936, Keetmanshoop 2138, Mariental 2338, Alexanderbay 1626, Brandvlei 1636, Loederitsbaai 2036, Vredendal 1633, Kaapstad 1825, Sutherland 1228, George 1625, Jeffreys Bay 1827, Kibera 1727, Grafreinet 1328, Kapogalas 1823, De Aar 1735, Molteno 1127, Beaufort West 1532, Oos-London 1627. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.53 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.05, die euro kos R19.24, die pond verhandel teen R22.18, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $2,258, palladium per fyn ons is $1,753, silwer per fyn ons is $75.78 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,450, Brent olie per vat is $59.96 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: om somtyds mense uit jou lewe te vee, maak dit plek vir beter mense om in te kom. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.